Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Nou ons begin met 'n nuwe reeks. Wat beteken dit om Jesus te volg? En ons praat so 'n bietjie oor die vergelykingsstryk. Nou die vergelykingsstryk waarin ons so baie val van 'n klein ouderdom af is wanneer ons as jong kinders onsself vergelyk met ander mense. En kort voor lank kom ons agter dat daar is party maatjies wat meer as ons het, daar is party wat vinniger as ons hardloop, beter speelgoed as ons het en slimmer is as ons. Maar soos wat ons ouer word, kom ons ook agter dat daar party is wat mooier is as ons. Ons kom agter dat party is gewilder onder die teenoorgestelde geslag, party het mooier huise en ander het beter karre. Nou, vergelyking het die vermoë om enige waardevolle ding onwaardig te maak. Byvoorbeeld, my polo wat ek het, is vir my ongelooflik waardevol. Dit bring my en my gesin veilig by ons verskeie destinasies. Maar wanneer ek my polo vergelyk met 'n 2025 Toyota Land Cruiser, lyk my polo soos 'n niks werd. En dit het die vermoë om my polo se waarde van my af weg te vat. So op die ou einde van die dag, al wat vergelyking doen, is dit los ons leeg. Jy voel onvergenoegd. Dit kan selfs verwyte en veragting by ons saai. As ons onsself heeltyd vergelyk met ander mense, kan dit ons van ons koers af lei. Hoor wat sê die psalmskrywer in Psalm 73. 'n Psalm van Asaf. God is waarlik vir Israel goed, vir hulle wat rein harte het. Maar ek, my voete het amper gegly, my tree was amper wankelrig, want ek het verwaande mense beny. Ek het die voorspoed van goddeloses gesien. Nou Asaf sê, hy het begin twyfel, hy het begin sukkel, hy het amper van sy koers afgegaan, omdat hy gesien het hoe goed dit gaan met slegte mense. Hy het begin wonder, toe hy sy lewe vergelyk met hulle, het hy ongelukkig geraak en daardie vergelyking het sy lewe onwaardig uitgemaak en toe het hy begin twyfel, hy het amper van die koers af gegaan en hy het in die vergelykingsstryk getrap. Stephen Furtick het een keer gesê, "The problem with comparing is that we normally compare our everyday life with someone else's highlight reel." En wat Steven hier wat hy hierby bedoel, is dat ons kyk na 'n Facebook post of 'n Instagram post en ons gaan eers kyk hoe lekker lewe hulle. En ons vergelyk na daai post met ons daaglikse lewe. Maar daardie mense se daaglikse lewe is nie die vakansie waarop hulle is en wat hulle gepost het nie. Dis glad nie die waarheid nie. Tog doen ons dit, bewustelik of onbewustelik, ons doen dit steeds. Petrus het homself gevind waar hy gefokus het op ander mense se lewe in plaas van sy eie storie waarvoor God hom geroep het. Kom ons leer uit sy lewe uit wat Jesus hom probeer wys het in sy situasie. Ek lees vir ons hierso in Johannes 21 vanaf vers 20. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die disippels vir wie Jesus liefgehad het, hulle volg, die een wat ook tydens die maaltyd teen sy bors aangeleun het en gevra het, Here, wie is dit wat u gaan verraai? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly tot ek weer kom, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sou sterf nie. Jesus het egter nie vir hom gesê dat hy nie sou sterf nie, maar as hy wil hê hy moet bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Jesus sê vir Petrus om ophou homself te vergelyk. Hy sê vir hom, vergeet van Johannes. Hy sê, Petrus, haal jou oë van Johannes se doel of sy roeping af, volg jy my? Volg jy my? Volg my, pas my skape op. Dis waarvoor ek jou roep. Fokus op dit waarvoor ek jou roep. Moenie doen of fokus op wat Johannes doen nie. Fokus en doen wat ek jou vra. Sien, hier is die ding.
Jy is geroep om jy te wees. En niemand anderste kan jy wees nie. Wat Jesus probeer vir ons sê in sy vergelyking, is dat ons nie op ander mense moet fokus nie. Ons moet nie op ander mense se wedlope fokus nie. Ons moet op ons eie wedloop fokus. Ons moet fokus en hardloop waarvoor die Here ons geroep het. Jy gaan nie iemand anderste se wedloop kan hardloop nie. Jy gaan ook nie iemand anderste se wedloop kan wen nie. Jy gaan net jou wedloop kan hardloop en net jou wedloop kan wen. Daarom hou op om jouself te vergelyk met ander en hardloop die wedloop waarop jy geplaas is. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê, hardloop so dat jy die prys sal ontvang, daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Dit is so belangrik wat Paulus hierso sê. Hy hardloop sy wedloop, maar hy hardloop dit doelgerig. Hy sê hy pyl homself op die wenpaal af, doelgerig. Elke liewe tree wat hy gee, is asof hy gefokus is om vorentoe te gaan, sonder om te kyk na links, sonder om te kyk na regs. Hy is gefokus op sy eie taak en sy eie roeping. Sodra ons afgelei word van ons doel, staan ons 'n risiko om te val in die vergelykingsstryk. Hoor wat sê Jordan Peterson. Moenie jouself vergelyk met wie ander mense vandag is nie. Vergelyk jouself met wie jy gister was. As jy wil ontwikkel, vergelyk jouself met wie jy gister was. Want dan weet jy is besig om vorentoe te beweeg. Maar om jouself te vergelyk met ander mense wat op ander aspekte en situasies is in hulle lewe, gaan jou net onwaardig maak voel. Met dit in gedagte, kom ons gaan bespreek die vrae wat voor lê. Julle moet dit geniet. Tot volgende keer. Totsiens.